Jesus! Amen. Amen. Ek het nou so hard gesing, ek het gesukkel om my stem in die gang te kry. Dankie Louis, Stella, band, Rixie, julle, ons waardeer julle so baie. Voor ons middagsessie begin, wil ek sommer net so 'n klein bietjie erkenning gee. 'n Naweek soos hierdie gebeur nie van self nie. Ons het soveel mense in ons gemeente, spanne in ons gemeente, wat so ja het vir die Here en betrokke is in wat ons doen in ons gemeente en weier as ons gemeente. En sonder dit kan ons nie net 'n naweek doen soos hierdie nie, sonder dit kan ons nie gemeente doen nie. So ons het Dion is ons nuwe operasionele bestuurder, hy het 'n massive impak kom maak. En ons ouderlingsspan, ons diakenspan, ons leiers, ons vrywilligers van ons leierspan is 'n vrouens is hier en hardloop hier rond en wys vir ons manne die fyn dingetjies wat ons hier raak sien nie. En Efesiërs 4, en dis wat hier teen die mure net so in kort geskryf is, praat oor die 5-fout gawes wat die Here vir die kerk gegee het, en die 5-fout gawes vir die kerk se funksie is om ons toe te rus, op te rig, sodat die kerk tot volwassenheid kan kom. En as die kerk tot volwassenheid kom, sê daai gedeelte hier by vers 14 tot 16, vind elke lid sy plek. En dan noem die Bybel dit liggaam. Hy noem dit liggaam. En in vers 16 dan sê die Bybel, sê Paulus 'n baie interessante ding. Hy sê, soos ons as liggaam tot volwassenheid groei, vind elke persoon in die liggaam sy plek, en dan kan die liggaam sy eie groei bewerk. Dan kan die liggaam sy eie groei bewerk. So vir al die spanne wat ons help om die groei te bewerk in ons liggaam, dankie vir julle betrokkenheid, julle vrywillige werk. Die ouens in die klankboks word seker die minste genoem, maar die klank, die knoppies draai, die kameras, die woorde op die skerm, ons waardeer julle almal. Kan ons vir al die vrywilligers net 'n lekker hand gee? Ek het die amazingste span ouderlinge wat saam journey, en dis wat 'n voorreg. Louis het vanoggend begin en gesê hy is van Brakpan. Louis, ek wil vir jou sê, I see you, I raise you one. Ek is van 'n Bylpark. Is die manne van 'n Bylpark? Yes, papi, daar is nog 'n paar. Waar is al die manne van Witown? Hier is 'n paar. I see you. So 'n paar jaar terug, hier by die gemeente in die parkeerarea, is daar 'n kar en ek gaan staan stil by die kar, want ek herken hom, ek sien hom. En my vrou vra vir my, asof sy nie weet nie, want sy is van Sekunda af. Wat kyk jy vir die kar? Ek sê, hierdie persoon kom van een van 3 plekke af, van 'n Bylvereniging of Meyerton. Sy sê, hoe weet jy? En hier kom die gemeentelid, sê, wat kyk jy so na my kar? Ek sê, mevrou, ek wil net by hoor, is jy dan van 'n Bylvereniging of Meyerton? Sy sê, ja, van 'n Byl. Hoe weet jy? Ek sê, ek sien hom. Hy wiele is 'n bietjie breë, hy is 'n bietjie laar, hy het 'n ander kleur op, en hy het 'n CD in die speeltjie. So, ons weet, ons sien mekaar. Ons tweede sessie vanmiddag gaan oor gebrokenheid, spesifiek gerig op ons as manne. En gebrokenheid is iets wat relevant is vir alle mense, mans, vrouens, kinders, spesifiek as ons dink aan die tyd waarin ons leef, kan ons 'n klomp dinge noem. Maar gebrokenheid is relevant, want dis iets wat die Here nie net wil aanspreek nie. Die Here is iemand wat genesing bring, Jesus, wat ons heel hartig wil rig op die roepings wat hy vir ons lewe is. En ons glo hier by ons gemeente, en julle hoor dit, ek hoor Louis dit praat, die Here het 'n droom vir elkeen van ons. Hy het 'n plek, hy het 'n roeping, waar hy wil hê ons moet inskakel. En soms, as ons harte nie gesond is nie, of wegdraai, of ons deur talle teleurstellings is dit baie moeilik om uit te figure,
baie van ons nou, soos ons hier sit, gaan deur krisisse. En daai krisisse raak in ons harte. Nou, om net 'n bietjie met ons te praat, ek het so 'n paar manne gaan vra in ons eie gemeenskap, om bietjie met ons te deel waardeur hulle in hulle lewens is, sodat ek en jy kan connect en assosieer met die dinge wat met ons gebeur. So ons gaan so ruk luister na 'n paar getuienisse van mense wat ek glo van julle mee sal kan assosieer. Dankie dat jy bereid is om te deel saam met ons manne vandag. Nou jy het uit jou lewe uit in jou kinderhuis het iets herhaal in jou volwasse lewe wat baie seer veroorsaak het. Vertel vir ons. Rassie, in my kinderhuis het ek ervaring gehad dat my pa was altyd aan 5 voet. Daar was altyd, maak sou waas gebly het iemand anders in die agtergrond. En ons is 3 broers in die huis en elkeen het besluit soiets sal nie in ons lewens gebeur nie. Ons gaan faithful wees aan ons vrouens en ons wil regtig gesonde gesinne hê. So ja, dit is wat my agtergrond is. En toe nou in my eie lewe, op 29 jaar van getroude lewe, het my ex eendag by my gekom en gesê sy wil skei. En die lang storie kort te maak op die einde is uitgevind, daar was heeltyd maar iemand in die agtergrond ook gewees. En die seer daarvan is dat jy nie goed genoeg was nie. En dat jy vervang is deur iemand anders. En die oomblik as dit gebeur, dan verloor jy jou identiteit. Jy weet nie meer wie jy is en wat jy is en waar jy hoort nie. Op daai stadium in my lewe was ek redelik betrokke in die kerk, in leierskap en klomp goed en dan wil jy net eers die kerk sien nie, want jy is te bang mense kan sien wat in jou hart aangaan. Ja, en jy voel mense oor in jou lewe, nee? Ja, jy voel almal kan sien wat in jou lewe aangaan en jy voel net nie tuis meer nie, jy weet net nie wat om te doen nie. Dit is binne die kerk is egskeiding amper volgens my die ultimate sonde wat mense aankoppel. En jy voel net, maar jy totaal geval in jou roeping as man. So ontbloot, nee. Yep. En as ek nou vir jou kan vra, wat was die ergste emosie wat jy persoonlik beleef het as gevolg van hierdie scenario uit jou huis uit en toe in jou eie lewe ook? Ek weet ons praat altyd van die root van alles is verwerping. Nou daai is 'n ontsettende verwerpingsgevoel wat jy kry. Want die persoon wat die naaste aan is met wie alles deel, verwerp jou. Dis nie net dat jy nie goed genoeg is nie, jy word vervang met iemand anders. So iemand anders is beter as jy. Dis wat baie erg is. Ja, is baie seer. Ja. En saam met dit is daar nou altyd nagevolge na die tyd, nee, behalwe nou vir dit wat jy persoonlik deurgaan en 'n lewe wat jy moet probeer herbou daarna, het jy ook in jou eie huis beleef dat dit skade gedoen het. So vertel vir ons van dit. Dit is amper vir my erger. Jy weet, ek is al gesond en die gemeenskap van die Heiliges het my regtig gehelp daarin. Maar dit wat dit aan my kinders gedoen het, jy weet, is ongelooflik. 10 jaar, is nou al 10 jaar verby en ons doen nog steeds herstelwerk. Een van die hoofredes op die einde wat sy vir die kinders gesê het hoekom sy my los is, sy moes nooit met my getrou het nie. So onmiddellik het al 3 die vraag gevra, maar as ons dan mistakes, dit was hulle woorde. En hulle het, al 3 het op walkabout gegaan. En daai proses om hulle terug te kry is nie maklik nie. Van die 3 is daar om 1 nou terug, my seun is weer in, maar die 2 meisiekinders stoei nog kwaai. Hulle stoei met wie hulle is, wat hulle is, en dis net erg. Dis baie seer. En as ek nou vir jou vra, die gemeenskap van die gelowiges, die kerk, jou vriende wat jy ontmoet het in die kerk, jy weet almal 'n rol gespeel. Maar wat was die sleutel tot jou herstel? Die sleutel tot my herstel was dat hulle liefde, maar dan ook hulle deernis met my en weer die bekendstelling. Ek weet, op een van die mannekampe het met hulle begeleiding het ek weer face to face met Jesus gekom. En besef net dat hy is eintlik net liefde. Hy het my nog altyd gehad, ek het dit net nie gesien nie. Albert het 'n ding in sy lewe gehad dat ek gesê het, dis soos 'n kaartspel, dis nou maar wat met jou gebeur het. Maar dit is nie waar nie. Christus kan alles verander en nuut maak. En hy gee tweede kansse. Okay. Johan, dankie dat jy bereid is om met ons te deel vandag. Jy het 4 keer in 5 jaar het jy jou werk verloor. Vertel ons vinnig wat het gebeur. Rassie, baie dankie. Ja, die eerste keer was maar 'n insident in die groot corporate wêreld, so multinational company en waar persoonlikhede geclash het en was eintlik maar 'n insident waar ek uitgewerk was en 'n keusegebied is vat my boks en waai of face 'n sekere event.
ek het toe gekies om eerder my goed te vat en te waai, en nie lank daarna nie daarom weer reggekom wat werk betref, maar 2 van die 4 keer het toe behels, waar ek bedrog en onreëlmatighede ontdek het, en wanneer jy begin opstaan teen daai goed, is daar natuurlik ook 'n reaksie van die ander kant af, en van dit het ook behels dat 'n ou dan draai in die Noordwes Hooggeregshof van Mafeking, en ook toe nou maar as gevolg van die omstandighede gevrein vir sekere goed, en die uitkoms was dat ek my werk verloor het. So kortliks die geskiedenis daar. Nou 4 keer in 5 jaar dis crazy, en dit net vir 'n man om sy werk te verloor, het 'n klomp emosies daaraan geattach in jou huisgesin, jou kinders, jou vrou. Deel ons 'n bietjie, want ek weet in vandag se tyd wonder jy, gaan ek uitkom, wat's my volgende move? So wat se goed het jy in daai tyd deurleef in jou binnekant? Nee, inderdaad so, Rassie. Ek dink daai eerste groot emosie wat ek beleef het, was daai skok van, "Jesus, wat het nou gebeur? Hoe nou? Wat nou? Is dit regtig real?" En daai volgende oggend moet jy dan opstaan en daai realiteit face van, life goes on. En jy het nie noodwendig 'n plan nie. So daai besef net van die son kom elke dag weer op. Wat gaan jy nou actually doen? En jy weet in daai tyd van wat jy nou wag en nuwe geleenthede soek, beleef jy maar daai belewenis van, "Jesus, ek kry nie 'n e-mail nie, niemand bel my nie. Ek hoor die ander ouens ry werk toe, maar ek hang wasgoed op en ek was korrelgoed." So daai gevoel van die wêreld het van jou vergeet. Jy het natuurlik ook daai moments van jy sit dalk saam met jou kinders en 'n movie kyk en ewe skielik out of nowhere dan pak daai vrees jou. Jesus, ek het net soveel geld in die bank oor. Dit gaan net hou tot daai tyd. Jy weet 'n ou kan uitwerk, jy's met my geld, so gaan ek tot op daai datum reg wees en daarna weet jy nie. So daai bekommernis wat jou die hele tyd ry en weet jy kry 'n sekere datum voor jou en wonder, gaan ek daai datum maak? Gaan ek nog daar wees by daai tyd? Dan natuurlik ook 'n gevoel van doelloosheid. Weet jy, sonder hoop of jy het nie 'n plan nie. Jy traai dinge, maar dit blyk nie altyd te werk nie, niks gebeur nie. Jou hoop vlam dalk op, jy dalk 'n interview of 'n tweede interview en dan ewe skielik slaan daai deur weer toe. So jy verstaan nie wat aangaan nie en jy vaai daai vraag van hoekom ek, wat gaan aan? Natuurlik ook gereeld 'n gevoel van alleenheid en depressie. Daar was daai dag of 2, kom net nie uit die bed uit nie. Ek trek daai kombers oor die kop, ek kruip weg. En met ter tyd dan begin jy ook daarvan aggressie en woede hê, jy weet. Ewe skielik moet alles gecheck word. Jy raas met die kids, hoekom moet hy nog soveel koeldrank drink? Hoekom nog 'n sny kaas vat? Alles moet nou gespaar word en jy raak sommer net mislik. Jy beklei met alles en almal. En later hou jy ook nie eens van jouself nie, jy weet. Ja. Ook teenoor die Here begin jy vra, jy weet, waarmee is hy besig? Is hy besig om 'n gek van jou te maak? Ja. Natuurlik ook daai gevoel van failure. Weet toe, ek onthou toe ek die kids se buitemuursaktiwiteite moes begin kanselleer. Voel nie lekker daaroor nie, jy weet, of jy loop maar met daai skoene met die gebarste sole ten spyte van die reën. Ja. Jy voel hoe word jou kouse nat, jy weet, en daai stem wat vir jou sê, hoorie champ, dis verby met jou. Jy beteken niks, gee maar eerder op. Ja. Dan begin daai innerlike stryd van nee, hoorie, bly glo, bly hoop, bly vertrou. En ek wil amper net sê daai uitroep van Here, help. En jy hou natuurlik ook voor die Here, weet, jy smeek hom, jy vra vir hom. Dink ook aan daai stryd van, jy weet, ek baie keer vir hom gesê, Here, jy kan my maar vat, maar los net my vrou en my kinders uit, jy weet, hulle verdien nie hierdie nie. Ja. Voel nie werd noodwendig altyd nie. En ook maar daai tye van ons verleef, voel jy weet, iemand lewer dalk 'n kosvoucher af en jy moet begin leer om te kan ontvang. Ja. Moet kan begin leer om opreg dankie te kan sê en jou trots knak so 'n bietjie sonder dat jy enigstens 'n keuse het, jy weet. Maar tog ook op die ouente humbling experience. Jy leer regtig om goed te waardeer en jy kom bietjie agter jy's bereid om meer te deel as wat jy vroeër bereid was in jou lewe. En eenvoudig net minder vertrou op jouself. Sê daar's 'n diep leer van net wag op die Here. Ja. En jy op die ou entrasie, weet 'n ou wat vir gesê daar's sekere lesse wat jy net in die valley kan leer en ek dink dit was baie relevant vir my. En 'n ander ou het vir gesê iets sal vir jou gebeur en dit het inderdaad vir my gebeur. Styg van ou kan voel jy's met jou rug teen die muur, maar dit was nooit so met my rug teen die muur dat ek totaal hopeloos was nie. Ja. En vandag kyk ek natuurlik terug met 'n totaal ander blik as die belewenis tydens die ervaring.
So dankie dat jy bereid is om jou storie met ons te deel. Nou, jy het jou geself gevind op 'n plek waar jy werkloos was en ek weet enige man beleef diep dinge in daai plek. Wat was jou diep emosies in jou hart? Ja, ek moet dadelik sê ek was nie voorberei daarop nie. En ek het gedink dit gaan nie so lank vat nie en ek het ook gedink ek gaan dit maklik hanteer. En ek was verkeerd. Dit het langer gevat as wat ek gedink het en ek is baie moeiliker daardeur. Ek het regtig in myself getwyfel. Ek het gewonder wat moet my vrou van my dink, wat moet my kinders van my dink, wat moet my vriende van my dink en wat dink die mense daar buite van my. En ek het besef, jy weet, dit is iets waarvoor ek nie voorbereid was of toegerus was nie. En ja, dis diep dinge wat uit 'n ou uitkom in daai tyd ook. Wat was die herstelsleutel vir jou uit hierdie uit? Ja, ek dink dit is 'n kombinasie van waar ek tot die besef gekom het dat in hierdie onsekerheid is daar net een groot sekerheid en dit is die liefde van die Here. Dis die een groot sekerheid, die een standvastigheid wat nooit verander nie. En ek het besef dat die vyand het met 'n klomp leuns met my besig. En die woord sê nie verniet, jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak nie. So ek moes by die waarheid uitkom en wat my baie daarmee gehelp het was byvoorbeeld die gemeente se mannekampe. Ek het feitelik elke mannekamp wat opgekom het ek bygewoon en daarmee saam ook die mannegroepe Vrydagoggende. Net so kosbaar. En dan kan ek nie anders as om ook te getuig van manne in Christus wat om my gestaan het nie. En vriende, weet kosbare vriende wat om my gestaan het en my gedra het, bemoedig het, geïnspireer het. Jy weet, ek dink in Spreuke staan daar 'n vriend wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Ja. En ek het dit werklik ervaar. Hierdie is net so 3 of 4 van die goed wat ons miskien al deurleef het. Ons is nou net deur COVID, so 'n paar jaar terug, baie van ons het mense in die dood afgestaan, en baie van ons wat hier is vandag, gaan nou deur krisisse en beleef 'n klomp goed. En die prentjie, as jy op 'n aardse manier daarna kyk, is woes. In Suid-Afrika in 2022 was 87% van alle eerste huwelike uitgeloop op egskeidings. Van daai egskeidings was 55% kinders in die huis onder 18 jaar. Ons sien in Suid-Afrika is die land wat die 10de meeste selfmoorde onder mans het in die wêreld. So in Suid-Afrika van die amper 14,000 selfmoorde per jaar, is daar so amper 11,000 selfmoorde wat mans is. Die World Health Organization het gesê 50% van alle gewelddadige sterftes van mans in die wêreld is selfmoord. So van gewelddadige sterftes onder mans is 50% as gevolg van selfmoord. En so kan ons die prentjie bly skets van hoe dit lyk in die mans se gemeenskap. En ek glo daar's 'n rede. So ons kan al die rede en al die oorsake kan ons gaan praat en gaan ondersoek en uitfigure wat is die dinge, die drywers in die samelewing wat mans op hierdie plekke bring, huisgesinne op hierdie plekke bring, ons op hierdie plekke bring waar ons met hierdie goed rondloop. Dit gaan ons egter nie help om te probeer uitfigure wat is die dinge wat dit veroorsaak nie. Ons almal weet waar ons is. Maar vandag wil ek met jou deel, John Eldridge het 'n sêding gehad. Hy het gesê, the story of every man's life is the story of a long, sustained assault on the heart by the one who knows what you can be, and he fears you. Jy sien, in elke man het die Here iets geskep om te lei. In die samelewing, in sy huisgesin, as 'n man vir sy vrou, as 'n pa vir sy kinders, soms as 'n leier, daar waar jy is in jou werksomgewing, tussen jou vriende.
En wat waar is daar's 'n long sustained attack op ons harte. Daar's 'n poging en 'n agenda uit die donker koninkryk om mans te breek. As jy kyk wat in die wêreld aangaan, ons kyk na al die goed, ons alles oor Olympics het ons nou gesien, dis die stem van die wêreld, dis die gees van ons tyd. Al hierdie goed dra by tot die spanning, die druk en al die dinge wat ons beleef. En soms omdat ons as manne nie praat nie maklik praat nie, dink ons is alleen. Want ons is moeilik vir ons om te deel deur die spanningsvolle plekke waar ons gaan. Baie keer as jy getroud is in jou huisgesin, is dit moeilik om jou vrou te deel, want sy is die een wat ons moet versorg en moet lei. Maar die vyand se plan is om ons harte weg te draai van die Here af. Ek wil net 'n analogie met jou deel vanmiddag wat miskien kan help verduidelik wat gebeur met ons harte en hoe probeer ons baie keer dit wat hier binne gebeur aanspreek. Hier agter my op die skerm sal net 'n voorbeeld wees of 'n prentjie wees van 'n ysberg. Nou daai prentjie, almal weet hoe lyk hy, hoe werk hy, en ons weet ook hoe Titanic gesink. Hy het nie gesink met die stukkie wat bo uitsteek nie, hy het gesink met die gedeelte onder wat die skip nie kon sien nie, sonar nie kon optel nie. Het op die ou in die skip gesink. Nou as ons daai heel eerste boonste stukkie sou kon definieer, sou ons kon sê, kom ons praat oor vrug, of kom ons praat oor simptome vandag. So die heel boonste gedeelte as ons oor simptome praat, kan ons daar 'n paar name gee aan van die simptome wat gesien word in die samelewing of in my huisgesin of deur myself. Kom ons praat oor aggressie, kom ons praat oor verslawings, kom ons praat oor pornografie, ons praat oor angs, trots, vrees, isolasie, oorsensitiwiteit. Jy kan nou daai hele spasie daarbo gaan volmaak met van die dinge wat jy na jou eie lewe kyk, weet as 'n spieël, die woord vir 'n spieël, en ons ken onsself. En dit is maklik om 'n klomp goed van jou eie foute daar neer te gaan skryf. Die probleem met dit is, dis simptomaties. Die simptome van die dinge wat ons weet van ons lewens of mense ons baie keer help inspraak lewer, is slegs die vrug van die boom. Dis slegs die gedeeltes wat gesien word. So interessant, in die woord in Lukas 8, praat die woord van die vrou wat gelei het aan bloedvloeiing. En as jy die hele storie lees, dan staan daar, hierdie vrou het al haar geld en al haar besittings uitgegee aan dokters om haar te help met hierdie siekte wat sy gehad het. En sy het alles verloor, want hulle kon nie die simptome aanspreek nie. Hulle kon nie die simptome aanspreek nie. Somtyds met die long sustained attack op ons harte, die foute, maar ook die seerplekke, werk ons met al die dinge wat ons sien, maar dit is soos om 'n tak van 'n boom af te knip. Hy groei net weer terug. Jy knip hom af en hy groei net weer terug. Ek sien dit met die mense wat ons werk in verslawings. Baie ouens gaan in rehabilitasiesentrums in en hulle verruil een verslawing vir 'n ander. Hy verruil 'n kokainverslawing vir 'n nikotienverslawing. As verslawing die issue is, dan is die issue nie uitgesorteer nie. Hy is net verruil vir 'n meer sosiaal aanvaarbare verslawing. En so as jy die tweede vlak onder die water sou kon definieer, sou dit waarskynlik ons emosies wees. En baie van hierdie emosies wat so bietjie onder die water lê is insecurity, is hoogmoed, minderwaardigheid, doelloosheid, woede. Jy kan daai hele spasie vul met die emosies, alleenheid wat jy beleef. Nou ek wil vir 'n oomblik hier stil staan, want jy sien baie van hierdie emosies dink ons deel ons nie meer nie. Baie van hierdie dinge wat ons sien op die skerm, of wat jy self wat jou lewe daar sou kon insit, het twee pole. Minderwaardigheid en hoogmoed is byvoorbeeld twee pole van presies dieselfde issue. Die seerplek waar ons nou oor sal praat, die seerplek veroorsaak baie keer in ons hierdie reaksie, afhangende van wie jy is en hoe jou temperament is en hoe ons dinge hanteer, is dit vir party mense minderwaardigheid as gevolg van die situasie in jou lewe, en vir ander ouens reageer teenoorgestelde en word rebelle of hoogmoedig. Die een ou sê, ek sal nie toelaat dat niemand vir my hierdie ding sê nie. Ek sal nooit weer myself vulnerable maak
in so 'n situasie nie. Die ander ou se reaksie op presies dieselfde issue is 'n klein bietjie anders, is minderwaardigheid. Ek voel nie werd nie, ek voel nie goed genoeg nie. Maar dit lê onder die water. Dis die eerste vlak van onder die water wat skade bring en die simptome die vrug in die bokant uitdruk. Die derde vlak van wat ons sou kon sien onder die water, praat ons van die skade wat gemaak is. En ek wil vir 'n oomblik vanaand, vir middag, stil staan by verwerping. Verwerping, wat beteken, ek kry iewers en jy kry iewers die boodskap in die dinge waardeur ons gaan, dat jy nie goed genoeg is nie, en dat jy mislukking is. Jy sien, die man is gemaak om te woeker en te werk. Ons is die to-do's. So as daar 'n probleem is, baie keer gaan ons nie diep onder die water nie, ons soek die oplossing. As die oplossing bo trots is, kom ek knip net die trots af, dan sê ek alright. Maar dan groei hy terug en dan verstaan ons nie, hoekom kry ons die oorwinning nie. Maar diep onder die water, lê daar iewers 'n seerplek, 'n gebrokenheid, waar die boodskap oor ons harte is, jy maak dit nie. Jy is nie goed genoeg nie. Jy is 'n mislukking. En hierdie boodskap vorm ons. Hy vorm hoe ons funksioneer, hy vorm hoe ons leef, en hy vorm hoe ons optree. Nou verwerping is niks anders as vrees nie. 3 vrese, primêr. 'n fear of failure, vrees om te misluk, 'n vrees om nie goed genoeg te wees nie, en 'n vrees vir mense. 'n vrees vir mense het 2 kante. Uit die minderwaardigheidskant, ek word 'n slaaf van mense, of ek word die people's pleaser, of uit die ander kant, ek het jou nie nodig nie. Ek het jou nie nodig nie. Ek het niks wat jy sê nodig, niks wat jy doen nodig nie, ek kan hierdie op my eie doen. En hierdie 3 vrese vorm ons, omdat hierdie boodskap van die vyand veral oor die hart van die man uitgeroep word. Jy is nie goed genoeg nie. Want jy presteer nie goed genoeg nie. Ons presteer nie goed genoeg nie. As ons nog een vlak dieper sou kon gaan, heel onder, sou ons kon kyk na moontlike oorsake. Ons sit met pa-wonde, ons sit met ma-wonde, ons sit met werksituasies, finansiële situasies, ek noem sommer 'n egskeiding daar, want jy het nou gehoor in ons getuienisse, wat doen dit aan 'n ou? Sy hart, en enige ander vorm van seer. En daar is die kompleet prentjie van hoe die hart van die man soms abused word deur die dinge in ons lewens. Nou, ons weet, ek weet, daar's dinge wat ons doen en ons besluit wat ons verantwoordelikheid is. Soos nie iets wat ons probeer sê, my optrede lyk so baie keer omdat ek hierdie ding oorgekom het nie. Ons neem verantwoordelikheid vir ons eie lewens. Maar wat ek poog om met hierdie prentjie vir jou te wys is, daar's klomp verskillende vlakke van seer kry, emosionele dinge wat elkeen van ons deurgaan. En ons hou daai goed in die hart en ons hoop dit op. En partykeer as ons probeer om die dinge aan te spreek, is dit te laat. Renier is hier, hy sal vir julle sê wat met huwelike werk. Die oomblik as hy ou kom vir huweliksberading en sê, as 'n man kom en sê ek wil nou kom vir huweliksberading, is dit amper te laat. So lank gewag, dis amper te laat. Die gevolg van hierdie proses, as ons nie ons harte sien genees nie, is eerstens twyfel in die Here se goedheid. Want as die Here vir my lief is, waar was hy? As die Here hierdie toegelaat het, hoe kan hy regtig vir my lief wees? Hoe kan hy 'n saak met my lewe het? En lang tye van seer, wat lang tye van twyfel veroorsaak baie keer 'n afvalligheid, sonde eerste, en heel aan die einde 'n hardheid van hart. 'n hardheid in ons hart. Jy sien, as jy lank genoeg gedeel het met hierdie spanning of hierdie seer, wat jy sukkel om uit te sorteer, genees te kry, dan word ons harte hard. Hier's 'n prentjie, sommer net vir jou, is 'n poging om te wys wat stadig aan gebeur met ons binneste, soos ons deur hierdie lang tye van seer en twyfel en moeilikheid stap. Daai hartsposisie, daai hart wat die Here vir hom wil hê, begin so stadig aan verhard en wegdraai en hoop verloor dat die Here regtig is wie hy sê is.
Jy sien, wanneer ons simptome probeer aanspreek in ons lewens, is dit dikwels omdat ons die probleem wil oplos. Maar die potensiaal vir die Here om saam met ons deur die seer te loop, sodat hy ons as manne se harte kan hê, is veel groter as die oplossing wat ons voel ons nodig het. Die oplossing gaan nie die probleem uitsorteer nie. Die probleem lê onder, nie net by die oorsaak nie, maar die Here se begeerte om my en jou nader te trek, ons harte aan te raak, ons harte aan te spreek. Nou die Israeliete was 430 jaar uit, 215 jaar was hulle in Egipte, waarvan hulle plus minus hier by naby 170 jaar in slawerny was. En jy kan jouself indink, die beloftes wat die Here oor die volk Israel gehad het. Hy het hulle gestuur na 'n beloofde land, en hy stel homself die hele tyd bekend aan hulle, as die God van hulle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. En hy bly sê, hy het hierdie beloftes oor hulle lewens, hy het hierdie beloftes oor sy volk, hy het hierdie beloftes wat hy wil hê, vir sy mense moet gebeur. Maar dan sien jy in slawerny, hoe generasie na generasie verbygaan, en hierdie beloftes wat jy bly hoor, net nie tot vervulling kom nie. So ek weet jy, verstaan dit, want as jy hele generasie sien verbygaan, maar jy bly hoor die beloftes in die woord van die Here, iewers in jou hart, begin jy dalk hoop verloor. Dat die Here regtig is, wie hy sê, hy is. Ek wil vir 'n oomblik, voor ek vir julle lees, stil staan by wonde uit ons ouerhuis uit. Ons minag soms die groot oorsaak van hoe hierdie wonde ons lewens impakteer. As dit nie aangespreek word nie, as dit nie genees nie. Ek dink aan vaderwonde, hoe ons soms met ons vader se beste intensies baie keer bitter seer gekry het, en hoe ons hanteer is. En hoe ons daai selfde wonde oordra na ons kinders toe, of na die volgende geslag toe, omdat dit is wat ons ken. Daar is 'n groot verskil tussen die waarheid wat die Here vir ons in sy woord bring, en dit wat oorgedra word van geslag tot geslag. En soms vermeng ons die twee. Ons dan dink die manier hoe ons groot geword het, en dit wat ons dink reg is uit ons eie huise uit, dink ons is die waarheid van die Here. Maar soms is dit vermeng met die seer, en die boodskap, dat jy dit nie gaan maak nie, en dat jy net nie goed genoeg is nie. Vir ons as manne, praat ons baie oor paas, ons praat oor vaderloosheid, en ons praat van die rol van die pa wat ontbreek het, om hy identiteit te vorm in ons lewens. So interessant, Cassie Carstens is een van die ouens wat ons gevra het om hier te wees, en hy kon nie saam met ons wees die naweek nie, maar in the World is a Father het hulle uiteen gesit, hoe lyk die impakfases van ouers in 'n kinders se lewens. En die eerste 7 jaar van 'n kind se lewe se impakfase is primêr die ma. Albei moet daar wees, maar primêr die ma impakfase moet in die eerste 7 jaar daar wees. En hier is so belangrik, want dit nurture die kind. Dit leer die kind, seuns en dogters, dat jy's okay. Jy word liefgehê, jy word versorg. Dan 7 tot 14 jaar is die pa se impakfase. Dis die plek waar die pa se rol is om in 'n seun en 'n dogter se lewens identiteit te begin deponeer en vorm. So hy vorm wie jy is. Hy leer jy dat wie jy is goed genoeg is, sodat jy wanneer jy deur moeilike tye gaan en jy voor die Here kom staan, jy weet jy goed genoeg is, ten spyte van die moeilikheid waardeur jy gaan. Baie interessant, as die kinders op 14-jarige ouderdom kom, gaan hulle in peer impact phase in. Dan vorm die vriende. En as die ma nie daar was nie, en as die pa nie daar was nie, dikwels sal die vriende in daai fase, 14 tot 18, ons vorm. En dis waar baie van ons moeilikheid begin het. Is daai identiteit wat ontbreek, daai versorging wat vir jou moes leer, wie jy is okay, jy's geliefd, so, wat uitgeloop het op 'n plek waar vriende ons begin vorm het. En hier is die interessantste vir my van alles. Op 18-jarige ouderdom tot 21 speel die pa die laaste fase van impak in sy kind se lewe, seuns en dogters. Ons noem dit
die maturity phase. Is 'n pa wat sy kind op 21 release in die wêreld in. As 'n mature, gesonde, geesvervulde, geredde, goeie identiteit kind. Ek wil weer sê, baie van ons, sy ouers het nie dit gedoen nie, maar ons ken hulle harte, ons verstaan. Van ons ouers het ons abuse, fisies en emosioneel. En ek het ook so 'n storie, en moes deur klomp jare werk, eers net om dit te identifiseer, sodat ek later kan sê, hierdie is die ding wat ontbreek in my lewe. En weet julle wat is die sad deel hiervan? Omdat ons nie die Here toelaat in hierdie donker, diep plekke of seerplekke van ons lewens nie, is dit dikwels die mis of die beperking van om te verstaan wat die Here vir jou beskikbaar het in sy hand. Wat jou ware roeping is, wat jou plek is wat hy jou geroep het om by in te skakel, wat hy graag wil hê, jy moet wees en doen, terwyl jy op aarde is. Want dit wat jy glo oor jouself, is nie dit wat hy spreek, en in sy hart het, oor jou nie. Een van die manne hier op die getuienis het dit genoem, somtyds dink ons, dis maar die kaarte wat die lewe vir jou gedeel het. Dis maar die dinge wat met ons gebeur het. Maar dis nie die waarheid nie. Want jy sien, hierdie God, oor wie ons nie net praat nie, oor wie ons sing en aanbid, is die skepper van die heelal. En in sy hart leef daar 'n droom vir jou. As jy sit hier vandag en jou hare is grys en jou baard is grys en alles is grys, dan wil ek hê jy moet hoor, dis nie te laat nie. Dis nie te laat nie. As jy jong man is en jy sit hier vandag, wil ek hê jy moet die volgende hoor, dis nie te vroeg nie. Jy is nie te jonk nie. Die Here se droom vir jou leef in sy hart. Daar was 'n fase in my lewe gewees waar ek besef het, ek die volgende doen, ek het bly sit. En elke keer as ek sit, elke keer as ek bid, dan hoor ek hoe sê die Here, staan op seun, staan op seun, staan op seun. Ek kon nie verstaan, wat is dit wat die Here sê nie? Hoekom sal die Here dit bly sê? En toe het ek besef, dat ek het in my binneste hierdie passiwiteit aangeneem, dat ek gesit het met oop hande en wag dat die Here iets doen. Terwyl die Here sê, ek soek jou in beweging, sodat ek iets kan doen. Ek wil jy moet opstaan, opkyk, en begin glo, daar's 'n droom in my hart vir jou. Maar hierdie droom kan jy nie ontvang, terwyl jy sit nie. Hierdie droom kan jy nie ontvang, kan jy nie verstaan, kan jy nie iets doen, as die posisie van jou lewe in passiwiteit is. As jy nie geposisioneer is om aktief te wees, met dit wat die Here wil hê nie, is dit moeilik om te verstaan, wat dit is, wat hy vir jou wil sê. En so somtyds, oor lang tye in ons lewens, gebeur dieselfde goed oor en oor, dieselfde siklusse loop deur ons lewens, en soos ons hierdie long sustained salt on our hearts, oor en oor beleef, begin ons harte wegdraai van die Here af, verhard. En somtyds is dit nie ons wat die Here blameer nie. Somtyds is dit ons wat glo, dat dit wat hy vir ons het, nie die waarheid is nie. Ek lees vir jou, agter my op die skerm is Hebreërs 3, vers 12. Hierdie gaan oor die volk Israel. Broers, waak daarteen, dat nie een van julle ooit 'n bose hart vol ongeloof kry, deur van die lewende God afvallig te raak nie. Sien, die Hebreërs het verstaan dat wanneer die analogie van die hart gebruik word, praat hy van die sentrum van ons lewens. Hy praat van die middelpunt. Dit was die analogie en die verstaan van die hart. Maar hierdie oproep in Hebreërs 3 en 4 verwys terug na die volk van Israel, waar die skrywer sê, moenie soos Israel oor en oor in die woestyn teruggehunker het na Egipte, julle ook terughunker nie. Bewaar jou hart. Die volgende skrif, Spreuke 4 vers 23, sê die volgende, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaar word. Want daaruit ontspring die lewe. Want daaruit ontspring die lewe.
Deel van die motiewe in ons lewens, deel van die beperkinge, deel van die seerkry en deel van die dinge wat ons terughou, lê in die hart, lê in die motief, lê in die seerkry, lê die jare se laag op laag op laag op laag, nie net sy hardheid, nie sy seer. Twyfel en ongeloof wat ontspring as gevolg van die seer. Sien, die Here weet dat as jy die droom vir jou lewe moet kan ontvang en uitvoer, kort jy 'n heel hart. Jy kort 'n heel hart. 'n Hart van gesond wees, heel hartig, volkome, met die verlede agter jou, die toekoms voor jou uit. Ek wil meer 'n beeld deel wat die Here met my gedeel het op 'n stadium toe ek gesit en bid het oor van hierdie goed in my eie lewe. Het ek gesien dat die Here wys vir my 'n persoon in 'n donker kamer. En hierdie ou tas so rond in die donker. Ek hoor die Heilige Gees vra vir my, wat doen hierdie ou? Ek sê hy soek iets of hy tas rond in die donker. Ek kan sien, hy sien nie. En ek hoor hoe vra die Here vir my, wat moet hierdie ou doen om in die lig te kom? Ek sê, ja, Here, hy moet die lig aanskakel, of hy moet deur die vertrek, deur 'n deur loop na 'n volgende vertrek, waar daar lig is. En ek hoor duidelik hoe sê die Here vir my, so hoekom dink jy, deur te werk met jou seer en jou sonde en jou verlede, dat dit jou in die lig sal bring? Ek het 'n woord vir julle vandag. In berading werk jy deur die goed. Daar's baie goed wat jy moet oor praat, wat uit die donker in die lig moet kom, waarmee ons moet werk, wat ons moet verstaan baie keer, sodat jy weet, waar lê die seer, waar lê die beperking, waar lê die dinge wat net sukkel om deur te breek. So ek sê glad nie teen dit nie, maar die woord wat ek voel die Here vir ons as manne vandag het, is die volgende. Hy stel nie belang om te werk met jou verlede nie. Hy stel belang om te werk met jou toekoms. Van die foute waarmee jy sit hier vandag, moet jy los. Jy kan nie dit in jou hand hou of 'n kruk maak en saam deur die deur stap na jou toekoms toe nie. Jy sal moet los. Baie keer vir die lang jare en dae wat ons sukkel met die seerkry in ons harte, word die seerkry ons krikke. Jy sal dit nie glo nie, jy weet hierdie ding is nie goed vir ons nie, maar dit is moeilik om hom te los, want hy kom net so lank saam met my. En die Here sê, hierdie kruk van jou, moet jy los in die donker kamer. Want jy moet uitloop na iets nuuts toe. Van ons vanmiddag sit hier en is deur woeste stories. Van ons gaan nou deur stories. Ek het my vriende wat hier sit, wat ek weet waardeur van julle gaan. Van ons het al deur onmenslike dinge gegaan. Terwyl ons hier sit. En ons sukkel met 'n paar goed. Ek wil 'n paar goed op die naam noem vanmiddag. Want ek voel die Here skep vir ons 'n tyd en 'n spasie vanmiddag om klaar te maak met dinge van die verlede. Sekere dinge agter te laat en hom toe te laat om te begin genees aan ons harte. Een van die moeilikste goed vir mans is om te vergewe. Miskien sit jy van ons hier vanmiddag en jy dink aan jou pa, en jy dink aan jou ma, en jy dink aan jou ouerhuis, jy dink aan die egskeiding waardeur jy is, jy dink aan hoe onregverdig jy behandel word by die werk, geretrench is. Jy dink aan hoe jou vriend of 'n vriendin jou agtergelaat het, jy dink aan hoe 'n besigheidspartner jou verneek het, jy dink aan 'n ou wat by jou gesteel het. En jy weet dat hierdie naam van hierdie persoon, jy so voorkwaad is, dat jy sukkel om daai kruk neer te sit en te sê, ek vergewe, ek release, ek los agter, sodat die Here my hart kan genees. Manne, vergifnis is nie iets wat ons doen, omdat ons iemand anders release nie. Vergifnis is iets wat ons doen, sodat ons kan genees. Dis hoekom dit so moeilik is. Die oomblik as jy daai ding neerlê voor die Here en jy kies om te vergewe en agter te laat, kan die Here jou hart genees. Maar solank as wat ons daai naam in die hand hou en nie wil vergewe nie, kan ons eie harte nie release word.
om gesond te word nie. Ek wil praat oor wonde wat uit ons huise uitkom. Bestaar in my lewe met dit waarmee ek gedeel het die Here vir my gesê, Rassie, hoe lank gaan jy jou ouers nog blameer? In my redenasie het ek geglo is baie goed. Here, maar, want hierdie, daai, so. En dan bly ek hoor die Here sê, hoe lank gaan jy in jou volwasse man wees, nog jou ouers blameer? Vriend, ek wil jou vra, hoe lank gaan jy nog jou ex-vrou, jou ex-pel, jou ex-besigheidspartner, hoe lank gaan jy hulle nog in jou hande vashou? Hoe lank gaan jy hulle nog blameer? Die moeilikste van moeilikste vir ons as manne, en vir alle mense sekerlik, is om op 'n plek te kom waar ons sê, hierdie is nie my skuld nie, maar ek sal doen wat die Here vir my vra, om deur hierdie genesingspad te stap. Van ons sit hier vanmiddag, en het as gevolg van die seer in ons lewe, vasgevang geraak, in sonde of in plekke, dinge begin doen, wat nie net ons harte weggedraai het van Here af nie, maar ons op sekere plekke verslaaf gemaak het, sekere dinge weggelei het van Here af. Maar hier is wat ek in jou hart wil aanspreek vanmiddag. Die ding wat in ons harte opstaan as gevolg daarvan, is shame. Shame. Ek voel so sleg oor hierdie ding. Ek is nie seker of die Here myself kan vergewe nie. En soms hou ons hierdie krik in die hande vas, want ons dink dat ons iets moet doen, voor die Here kan doen wat net hy kan doen. Vriende, ek wil begin afsluit, dan wil ons vir julle bid vanmiddag. Die Here het ons, veral ons as mans, gemaak as ambassadeurs wat moet heers en moet lei. En daar sekere dinge wat net ons kan doen, of wat ons en God kan doen, maar hy ons geroep het om te doen. En dit gaan hy nie doen nie. Maak nie saak hoeveel keer ons hom vra nie, hy gaan dit nie doen nie. Dan is daar ander dinge wat net die Here kan doen. En ons kan probeer om dit te doen, soveel ons wil. Dit sal nooit werk nie, totdat hy dit nie bring nie. Ek wil jy met jou oë toemaak vir 'n oomblik. Net al wie jy sit, self connect met die Here, en vir hom 'n oomblik gee om met jou eie hart te werk. Net so met jou oë toe, wat is die geleentheid of die situasie wat soveel seer veroorsaak het dalk in jou lewe? Wie is die persoon of persone wat hierdie seer veroorsaak het? En waaroor is dit wat jy skuldig voel?